Jesus, ons kom verklaar vanoggend, Here, dat U waardig is, Here. Here, ons kom verklaar vanoggend dat U heilig is, Here. En ons kom verklaar vanoggend dat U werklik waardig is van alle aanbidding in hemel en op aarde, Here. Dankie vir U goedheid, Here. Dankie vir U liefde. Dankie dat U kies om in verhouding met ons te lewe, Here. Dankie dat U kies om Uself aan ons te openbaar en in ons midde te wees. Here, ons eer en ons loof U, Here. Mag U elke hart vanoggend U ontmoet. Here, mag U elke mens vanoggend U bedien. Here, wat U is, Here. Dankie vir U goedheid, dankie vir U liefde. Here, dankie vir U woord. Dankie dat U dit vir ons gegee. Dankie dat dit deur U uitgeblaas is, Here, vir ons om te kan leer. Ons eer en ons loof U in Jesus naam. Amen. Amen. Terwyl ons hierdie liedjie sing, kom maar sommer 'n gedagte by my op. Ek dink aan, as jy daar aan die einde van die boek van Openbaring kom, dan sien jy Johannes in sy visioen kry met 'n engel te doen. En die engel se teenwoordigheid, die engel se voorkoms, ek weet nie wat dit is nie, oorweldig hom so. Na die begin van die boek, Johannes wat op Jesus se bors gelê het, aan die begin van die boek, dan sien hy die verheerlikte Christus, en hy val neer en hy sê, ek het neergeval soos een wat dood is. En aan die einde van die visioen, dan sien hy 'n engel, en 'n engel kom na hom toe, en ek sê, ek weet nie, as dit die engel se teenwoordigheid is, sy voorkoms, wat dit mag wees, kom na hom, en dit oorweldig hom so dat hy weer neerval. En hy wil die engel begin aanbid. Hy wil die engel begin aanbid. So ek dink nogal is 'n geweldige gesig as Johannes wat die verheerlikte Christus gesien het, hierdie engel sien en ook wil voor hom neerval. Ek wil hom ook aanbid. En die engel tel hom op en hy sê vir hom, nee. Ek is hierso, en ek parafraseer verskriklik, maar hy sê vir hom, ek is hierso om jou te dien as gevolg van hom. Ek is hier om jou te dien as gevolg van hom. En die stuk het my nogal geweldig geruk toe ek het gelees het, want ek het by myself probeer indink, wat se gesig is dit wat aan Johannes verskyn het in die eerste plek? Maar hoe waardig, hoe groot, hoe magtig, hoe heilig moet Jesus wees, dat daai engel nie vir 'n sekonde toelaat, dat Johannes voor hom neerval, nie voor hom oplik, en hom sê, wag, het gaan nie oor my nie, het gaan oor hom, het jy hom gesien, het gaan oor hom. En ek dink as ons hierdie liedjies sing, dan deel ons in dit, dis die gees, glo ek, van waar uit hierdie liedjies geskryf word, dis hierdie liedjies word geskryf vanuit 'n gees van ware aanbidding, dit word geskryf vanuit 'n plek van, Here, U is waardig genoeg, om al die aanbidding te kom. Dis daar Openbaring 18, 19, 20, daar iewers, ek nooi julle uit, gaan soek het, gaan lees het, en probeer jouself indink, hoe moes Johannes gevoel het op daai oomblik? Wat moes hy beleef het? OK, so ja, dis dit, wanneer daai gedagte by julle gelaat het. So ek is besig, ek wil vandag begin, en bietjie met ons vir die volgende 2 weke gesels oor vas en gebed. Ek weet, dit is 'n verskriklike, opgewonde onderwerp. Almal, ek kan sien julle wil uit julle stoele uitklim, so opgewonde is julle. Daaroor dat ek met julle wil praat oor vas en gebed. OK, kyk, ek kan dit sien. Want die mense hier voor se gesigte lyk opgewonde. Ek weet nie julle daar agter, ek sukkel so 'n bietjie om te sien, maar ek glo julle borrel ook van opgewondenheid, né? Vas en gebed, verskriklike lekker onderwerp. So ek wil vir die volgende 2 weke met ons bietjie daaroor gesels. Dis altyd 'n konfronterende onderwerp, dink ek. En ek wil dit in 2 dele doen. Ek wil vandag 'n bietjie gesels oor wat is die hart agter vas en gebed, wat is dit, en dan volgende week sal ons bietjie meer prakties raak. Maar kom ek deel eers met julle 'n paar interessante feite. Waar dink julle is die eerste keer in die Bybel waar ons sien iemand wat vas? Wie wil ek ons vat? As jy nou vinnig in jou kop moet dink, waar dink julle is die eerste keer wat dit gebeur? Adam. Waar het Adam gevas? OK. Die eerste keer waar ons sien, waar iemand vas, is op die berg Sinai, waar Moses vas. Nou, dis ook oop vir interpretasie. In Eksodus 24 sien ons Moses die eerste keer opgaan, om die wet en die instruksies vir die tabernakel en al daai goed te begin ontvang. En hy kom af en die goue kalf vind plaas en Moses gooi die 10 gebooie stukkend, né? Dis reg, julle ken die storie. En in Eksodus 34, dan gaan hy weer op. En in Eksodus 24 staan daar 40 dae en 40 nagte. En in Eksodus 34 sien ons vir die eerste keer waar daar staan 40 dae en 40 nagte
sonder brood of sonder water. So dis oop vir interpretasie. Party mense sien dit net as die eerste keer dat hy net opgegaan, 40 dae en 40 nagte. Party mense sê, dit was ook 'n vas. Ek voel dit ook, want hy het 40 dae en 40 nagte opgegaan in die Here se teenwoordigheid, afgekom, 10 gebooie stukkend gegooi, opgegaan, 40 dae, 40 nagte sonder brood of water, 80 dae sonder kos of water, net in die Here se teenwoordigheid. Dis amazing, né? Dink julle nie dis iets anders nie? Dis ons onrealisties, is dit moontlik? Nou met God is alles moontlik, vir ons is dit onmoontlik, maar met God is alles moontlik. Dis die eerste keer waar ons van vas en gebed in die Bybel sien. Die eerste keer waar die woord vas gebruik word, is in Rigters 20:26. Dis die Hebreëse woord tsoem. Tsoem, en dit beteken om die mond te sluit. Dis wat vas beteken, om die mond te sluit, to shut the mouth. Dis die eerste keer waar ons fisies die woord vas sien. As jy deur die lys begin gaan, van almal wat in die Bybel gevas het, dan raak die lys nogal lank. Maar dis 'n bemoediging vir ons, want as ek en jy vas en gebed beoefen, dan is ons in goeie geselskap. Die heel eerste een is, Jesus self. Jesus self het gevas. Okay, ook 40 dae in die woestyn, né, as ek reg? En hy het gevas toe hy sy disippels gekies het, hy het deurna gevas. Eerste voorbeeld, Jesus. Dis 'n goeie voorbeeld. As Jesus iets doen, ons moet maar gretig wees om in sy voetspore te volg. Daniel het gevas. Nehemia het gevas. Moses, ek het nou oor Moses gepraat. Ezra, nog 'n voorbeeld van vas in die Bybel. Johannes die Doper en sy disippels. Jesus se disippels. Paulus. Baie voorbeelde. Vas en gebed is 'n dissipline, 'n geestelike dissipline van die Ou Testament dwars deur tot die Nuwe Testament. Nog nooit weggeval nie. Dit bestaan nog altyd. So, as jy in die kerk se geskiedenis teruggaan, en ek sê nou maar die kerk, want ons kom vanuit die Jode uit. As jy teruggaan in Joodse geskiedenis, dan sal jy sien, en kom ons lees dit saam, laai saam in Levitikus 16 toe, dat julle dit sommer vir julleself sien. Levitikus 16. So as jy teruggaan in die Joodse geskiedenis, en ons kom by die groot versoendag. Die groot versoendag is deur die Here ingestel, dat eenmaal 'n jaar het die hoofpriester in die allerheiligste ingegaan, om wat te doen? Vir die volk, versoening vir hulle sondes te doen. Hy het 'n hele ritueel gehad waar hy moet deurgaan, hy het baie rituele gehad wat hy daar binne moes doen. Okay. Maar eenmaal 'n jaar het hy ingegaan om vir die volk se sondes offer te doen. Okay. Nou daar's instruksies aan die hoofpriester, baie. Maar daar's ook instruksies aan die volk op die groot versoendag. Daar's 'n hele paar instruksies aan die volk wat hulle moet doen, terwyl julle hierdie ding voor julle sien afspeel, terwyl hy besig is om versoening te doen vir julle voor my, sê die Here, is hierdie wat ek van julle wil hê. So lees saam met Levitikus 16 vers 29. Vers 29, né? En dit moet vir julle 'n ewige insetting wees. In die 7de maand op die 10de van die maand moet julle verootmoedig en geen werk doen nie. Die kind van die land, sowel as die vreemdeling wat onder julle vertoef. Gaan dit weer vir ons lees. En dit moet vir julle 'n ewige insetting wees. In die 7de maand op die 10de van die maand moet julle verootmoedig, geen werk doen nie, die kind van die land, sowel as die vreemdeling wat onder julle vertoef. Okay. So hierdie is op Yom Kippur, op die groot versoendag, sê die Here vir die volk, eerstens moet vir julle 'n Sabbat wees, né? Tweedens sê hy vir hulle, julle moet wat? Julle voorootmoedig. Nou daar's baie profetiese beelde wat ons kan deurtrek. Nou, ek lees nou die ou vertaling, en die ou vertaling sê julle moet julle voorootmoedig. As jy die 83 lees, dan sien jy daar staan somme vas. Wie van julle het 'n 83? Jy sal sien daar staan somme en julle moet vas. Okay, as jy die Amplified Bybel lees, sal jy ook sien, hy staan daar, you must humble yourself, en dan in hakkie staan daar fast. In Engels staan daar, you must afflict your soul, en van die ander Engelse vertalings. Hy sê, you must afflict your soul, you must humble your soul. Okay, dis nou die woord vir ootmoedig daarso. Hierdie is al die verskillende vorms van vertaling wat jy dit sien. Die rede hoekom ek dit sê, is die Jode het onmiddellik vas gesien, né? Nie as 'n fisiese ding nie. Hoor julle, dis nie 'n fisiese realiteit nie. So dit is 'n fisiese realiteit in die opsig, dat is 'n fisiese daad wat jy moet doen om op te hou kos te neem. As ek reg wat as ek dit sê, né? Jy kan nie vas as jy nie kos inneem. Jy kan nie vas as jy eet nie, né? Dit werk mos nie so nie. Maar die Jode sien dit onmiddellik as wat? Ons het met die geestestoestand te doen. Die Here sien dit onmiddellik as dis in jou siel en in jou geesdimensie
waar daar besig is om goed plaas te vind. So daar's 'n fisiese daad van versoening besig om vir die Jode plaas te vind. Okay, met die groot versoendag. Maar die Here sê vir hulle, vas julle dat wat in die fisiese gebeur 'n geestelike en 'n sielsimpak in julle het. Ons is in 3 dimensies, liggaam, siel en gees. En as ons vas, doen ons iets in die fisiese realm, maar dit het 'n groter geestelike en sielsimpak op ons. OK. Ek moet gee vir julle nog 'n voorbeeld. Blaai saam met my na Psalm 35 toe. Dis nog 'n goeie voorbeeld van 'n groot ou wat gevas het. So Psalm 35 is ook 'n psalm wat Dawid geskryf het. Nou as jy bietjie oplees, baie ouens sê hulle beweer hy het dit maar geskryf terwyl hy van Saul afgevlug het, as deel van al sy worstelinge waarmee hy aan die gang gehad het. En in Psalm 35 vers 13 dan lees ons die volgende ding. OK. Nou dit maak vir my sin as jy dit lees, want hy sê en ek toe hulle siek was, het 'n roukleed gedra. Dawid het 'n baie intieme verhouding met Saul eintlik gehad. Hy het in sy paleis gedien. Hy was 'n knegg voor Saul. Hy het vir Saul baie lief gehad as jy die verhaal lees. Jy kom dit nogal agter. OK. Hy sê hierso, en toe ek siek was en toe hulle siek was, het ek 'n roukleed gedra. Ek het my siel gekwel met vas en my gebed het teruggekeer in my boesem. OK. So hoor wat sê Dawid, dis nogal 'n term wat ek dink nie ons regtig wil hoor nie. Ek het my siel gekwel met vas. Weerens as jy dit in Engels gaan lees, dan sien jy baie vertalings sê, die ou King James sê I afflicted my soul, die nuwer vertaling sê I humbled my soul. So Dawid het ook dadelik die korrelasie getrek. As ek vas, is ek besig met die binnemens. Onthou dit, maak dit vas. As ons vas, is ons besig met die binnemens. Die binnemens. OK. Hoekom sê ek dit? Wel, my ondervinding van vas en gebed in die kerk, en dit is nou maar my ondervinding, as julle van my verskil kan julle vir my sê, meeste van ons is op die fisiese gefokus as ons vas. My egter sê altyd hy kry affiniteit vir kookboeke as hy van vas hoor. Nou dit klink vir my baie stadig. Kookboek oopmaak, blaai, sout, peper, kossies, nou eers eet. Hier's 'n drive-thru by KFC, dit klink vir my baie makliker. Wie van julle stem saam, né? Julle al 'n rotisserie hoender by Spar gekoop, maar goed's lekker. OK? Baie makliker, né? Klink vir my makliker. Vas en gebed. Oomblik as ons dit hoor, wat is die eerste ding wat in jou opspring? Here, moet ek ophou eet? Nou, as julle na my kyk soos ek hier staan, ek's nie die kleinste wese wat hier op aarde rondloop nie, né? So dit vat nogal kole om die engine baie keer aan die gang te hou. So my pa het altyd vir my gesê, jy groet die yskas voor jy my groet. Nou, dis hoe ek is. By die huis kom en dan groet ek die yskas voor ek my pa groet. Ek's lief vir eet, baie lief vir eet. Maar die Here sê wat? Die Here se woord sê vir ons uitdruklik vas. En ons sal volgende week by meer Nuwe Testamentiese skrifte kom. Maar die kerk het op 'n plek gekom waar ons nommer 1 dit baie fisies sien. Ons sien nie die geestelike en die sielswaarde agter dit nie. Anders sou ons dit meer beoefen het. Kan jy dit nou al sê? Die tweede ding is maar 'n tipiese westerse ding. Ons het die vas vir westers. Wat bedoel ek daarmee? Jong, ek het 3 dae gevas. Stoot jou bors so 'n bietjie uit en dan jy weet, so 'n bietjie meer geestelik as jy, né? 3 dae, ek kan 3 dae. Hoe lank kan jy hou? Jy kan eers 'n dag vas hê. Maar net vir jou gesê het. Ek kan 'n week vas. Wat van jou? Ek kan 'n maand vas. Verstaan julle wat ek vir julle sê? Ek het 'n Daniels vas gedoen vir so lank. En dit was wonderlik. Is dit verkeerd om te vas? Nee, my preek gaan daaroor dat ons moet vas. Dis verkeerd as ons in die vlees begin roem oor vas. Ons mis die punt van die vas totaal en al. Want wat het ek nou nog heeltyd vir julle gelees? Verootmoedig, humble yourself, afflict your soul, verneder jouself voor die Here. Dis wat die vas werklik is. Die oomblik as ons op 'n plek kom waar ons in die vlees wil begin roem oor ons vermoë om te vas, dan draai jy dit totaal inverse van wat dit moet wees. Dis veronderstel om 'n nederige daad te wees, dis nie veronderstel om 'n roemryke daad te wees nie.
OK, hoekom? Want ons liggame is ontwerp om van kos afhanklik te wees. God het dit so gedoen. Hy het in die tuin vir ons kos gegee, as jy Genesis 1 gaan lees. Hy het gesê, hierdie plante, dit sal julle voedsel wees. Julle sal daarvan lewe. Ons is ontwerp vir dit. Ons is. OK? Maar wat? Ons is ook ontwerp om afhanklik van God te wees. Ons is ook ontwerp om van sy gees en sy geesteskos afhanklik te wees. Want is ek verkeerd as ek sê, jy moet jou siel en jou gees opvoed? Nee, ek sê verkeerd as ek dit sê nie. Ons kry baie voorbeelde in die Bybel waar dit van na verwys, as ons siel en ons gees is iets wat gevoed moet word. Net soos ons liggame ook iets is wat gevoed moet word. OK. So dis hoekom vas vir ons so uitdagend is. Dis hoekom vas vir ons so uitdagend is. Blaai sommer na Jesaja 58 toe. So Jesaja 58 is 'n hoofstuk wat basies net handel oor vas. Nou as jy, ek weet nie wat se opskrif in jou Bybel nie, maar myne staan daar interessant genoeg, valse en ware godsdiens in Jesaja 58. Maar as jy dit begin lees, dan kom jy agter, eers Here, maar jy praat oor die vas hierso. Kom ons lees saam, dan kyk ons wat gaan hier aan. So Jesaja 58 vers 1, roep uit die keel, hou nie terug nie, verhef jou stem soos 'n bassein. Dis nou die Here se opdrag aan Jesaja wat hy vir Israel moet verkondig. Verkondig aan my volk hulle oortreding en aan die huis van Jakob hulle sondes. Hulle soek my dag vir dag en het 'n behaan die kennis van my weë. Soos 'n nasie wat geregtigheid doen en die reg van sy God nie verlaat het nie, vra hulle na my, na die regverdige verordeninge en hulle het 'n behaan die toenadering tot God. Klink goed, klink dit goed sover? Klink mooi, dit klink asof die Here vir hulle sê, julle doen 'n goeie werk. OK, hoor gou, raak dit in vers 3. Want vers 1 was 'n waarskuwing, vers 2 klink baie positief. Hoor dit sê vers 3. Waarom vas ons en u sien dit nie? Waarom kwel ons siel en u weet dit nie? Kyk op die dag as julle vas, soek julle geleentheid om sake te doen en julle jaag al julle arbeiders aan. Om te twis en te kuif vas julle, om te slaan met die misdadige vuis. Julle vas nie nou om julle stem in die hoogte te laat hoor nie. Is dit die vas wat ek verkies? Die dag as die mens sy siel gaan kwel, dat hy sy hoof buig soos 'n biesie en sak en as uitsprei om op sy bed te wees. Noem jy dit vas in 'n dag wat vir die Here welgevallig is? Is dit nie die vas wat ek verkies nie? Dat julle losmaak die bande van goddeloosheid, dat julle afhaal die stroppe van die juk en vry laat weggaan, die verdruktes en elke jukstukkend breek. Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger is en ellendige swerwelinge in die huis inbring nie? As jy iemand sien wat naak is, dat jy hom klee en jy jou vir jou eie vlees nie verberg nie, dan sal jou lig deurbreek soos die dageraad. OK. Wat sien ons hier raak? Die Here sê vir Israel, ek sien julle vas. Ek sien julle vas. OK? Maar hy sê ook vir hulle, ek sien julle is besig om net totaal en al in die vlees te vas. Julle is besig om in die vlees te vas. Hoekom? Want die Here kyk nie soos wat die mens kyk nie. Die Here kyk dieper. Die Here oordeel die hart. Die Here oordeel die intensie. Die Here oordeel die binnemens. Ons is versorgd verby oor die buitemens. Maar die Here oordeel die binnemens ten alle tye. Dis waarna hy kyk. En hy sê vir Israel, as ek na julle kyk, is julle vas nie aanneemlik in my oë nie. Hoekom? Want hy sê vir hulle, julle bedryf julle eie sake. Dis vir my simboliek van, OK, julle soek my met julle monde. Julle sê vir mekaar, ons soek die Here. Ons wend ons tot die Here. Ons gaan ons verneder voor die Here. Maar die manier hoe julle vas, wys vir my die teenoorgestelde. Julle is nie werklik besig om my te soek nie. OK, julle is op julle eie agendas ingestel. Want die Here sê aan julle dade, aan julle fisiese dade, dit wat uitvloei, die uitvloeisel van julle lewe, kan ek sien. Daar's niks besig om in jou gees en in jou siel te gebeur nie. Kan julle dit sien in die teks? En dis 'n harde woord en dis 'n harde waarskuwing. Ek weet. Ek weet dit is nie lekker nie, ek weet dit is moeilik om dit te hoor en te besef. Maar in ons verootmoediging voor die Here, en ons moet dit weet, dis 'n beginsel, dis 'n geestelike dissipline, dis vasgestel.
Jesus op aarde het homself voor sy Vader verootmoedig, konstant. Hoekom? Want Jesus was in menslike vlees, net soos ek en jy. Die seun van God ten volle, maar menslike vlees net soos ek en jy, weerbaar net soos ek en jy. So die Bybel sê, gaan lees Hebreërs 2, gaan lees Hebreërs 4. Het vertel ons van ons hoëpriester, wat swak was in alle opsigte. Die Bybel sê hy tot gekom, gelykstaande aan sondige vlees in Romeine 8. Dis hoe ver die beskrywing gaan. En Jesus kom verootmoedig homself voor sy Vader. Maar Jesus se soeke is wat? Die wil van sy Vader, altyd. Om die Vader te verheerlik, om die Vader tevrede te stel. Maar die Here waarsku vir Israel hierso. Julle vas is op julle ingestel. Is hierdie nie die vasdag wat ek verlang nie? Nou, hy sê hier in vers 5, en ek dink nogal aan Jesus se woorde in Matteus 6 ook. Hy sê wat, as jy vas, gaan uit, salf jou hoof met olie. Moenie soos die geveinstes wees met lang neergedrukte gesigte rondloop. O, ek vas nie. Nou, ek is eerlik met julle, ek het dit al gedoen, loop ek al by die werk. Reine, wat is fout met jou? O, ek is besig om te vas. Nou, vra nou vir jouself die vraag, hoe lyk dit? Vraag vir jouself eerlik die vraag af. Nee, ek is besig om te vas. Ek soek die Here. Dis 'n saak tussen jou en hom. Dis wat hy vir Israel sê. Dis wat hy vir Israel sê. Dis wat hy vir ons sê. Dis wat Jesus in Matteus 6 sê. 'n Saak van vas en gebed is 'n saak tussen jou en die Here. En die Here wil in jou sielsdimensie werk. Is dit nie die vas wat ek verkies? Die dag as sy mens sy siel gaan kwel, daar sê dit weer, dat hy sy hoof buig soos 'n biesie en sak en as uitspring op sy bed te wees. Nee, die lewe gaan staan nie stil as ons vas en bid nie. Ek weet ons wil hê dit moet, maar die lewe gaan staan nie stil as ons vas en bid nie. Dit doen nie. Noem jy dit 'n vasdag wat vir die Here welgevallig is? Is dit nie die vas wat ek verkies nie? Dat jy losmaak die bande van goddeloosheid, dat jy afhaal die stroppe van die juk, vry laat weggaan die verdruktes, elke juk stuk en breek. Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger is, nie ellendige swerweling in die huis inbring nie? As jy iemand sien wat naak is, dat jy hom klee en vir jou eie vlees nie verberg nie. Dis die vas wat die Here soek, wat hierdie goed in ons teweeg bring. En dit gebeur, Here, as ek sê, hier is ek. Here, ek wil vas, ek wil 'n fisiese daad doen vandag, wat my siel en my gees gaan impakteer. En dis 'n saak tussen my en jou. En jy soek werklik die Here. OK, hoor wat sê hy vir hierso. Julle vas nie nou om julle stem in die hoogte te laat hoor nie. Hy sê dit vir hulle in vers 4. Julle vas nie nou om julle stem in die hoogte te laat hoor nie. OK. Nou ons het beloftes wat dat die Here ons gebede beantwoord. Wat sê die Here eintlik vir hulle? Wel, eerste ding wat ek kan aflei is, ek dink daar's mense in Israel wat gevas het en net nie met die Here omgang gehad het nie. Ons doen die godsdienstige daad van vas, maar weer eens val die bodem van verhouding uit. Ek roem in die vlees dat ek vas, maar daar's niks wat gebeur nie, want ek het geen omgang met die Here nie. Dis die eerste afleiding wat ek kan maak. Die tweede afleiding wat ek kan maak is weer eens, die Here sê, hy beantwoord ons gebede. Jy bid dalk wel, maar hoe lyk jou gebedslewe? Jy bid dalk wel, maar waarop is dit ingestel? Is dit ingestel of Here reinig my, verander my, gebruik my tot die glorie? Kyk jy na die persoon langs jou en sien die nood wat hulle het? Of is dit weer eens net ek wat vir myself bid? OK. Ek weet hierdie is sekere harde woord, nee? Dit is seker. Want vas nommer 1 is nie 'n ding waaroor ons opgewonde is nie. Nommer 2, soos wat ek vir julle sê, ek dink ons het 'n hele verkeerde perspektief van vas. OK. Maar die bemoediging wat ons hieruit moet trek, is dat die Here sê as julle in vas en gebed sal lewe, as julle my sal soek, wat gaan julle beleef? Verandering in julle gees en sielsdimensie. Wat gaan julle doen? Julle gaan begin godsvrugtig lewe. Dis een van die goed wat ons, is 'n wapen wat ons het, dis 'n tool wat ons het, noem dit wat jy wil, om meer godsvrugtig te kan lewe. Dit wys eintlik net vir ons hoe honger is ons om godsvrugtig te lewe. Dis 'n openbaring daarvan. Nou, die kontroversiële gedeelte. OK?
Dis eintlik nie kontroversieel nie, dis net die waarheid. Daar's mediese redes hoekom mense nie kan vas nie. Ek weet daar's mense wat nou al sit en dink, maar Reino, ek kan nie vas nie. Ek sit diabetes, ek moet gereeld eet. Reino, ek kan nie vas nie. Ek is siek. Reino, ek kan nie vas nie. En ek weet dit. En dis die waarheid. Moet nou nie hoor wat ek vandag vir jou sê asseblief. Moenie gaan vas en jy weet jy kan nie. Moet ook nie gaan vas tot 'n mate, dis soos om vir 'n maraton te oefen. Jy weet want jong, ek weet nie hoekom is ons Afrikaners so nie. Maar as jy nou hoor jy moet vas, dan wil jy sommer met 40 dae begin. Jy gat ek. Nee, wie van julle is so? Ek's baie keer so. Ek word so opgesweep. Yes, nee, ek gaan vas. 40 dae, 40 sekondes later dan Here help my. Nee? Is dit so? Dis 'n oefening, is 'n geleidelike ding. Dis 'n leefstyl. Vas en gebed is regtig 'n leefstyl. Jy begin met 'n halwe dag, jy begin met 'n maaltyd en jy groei daarin en jy groei daarin. Dis 'n stelselmatige groei. OK. Dis 'n fisiese daad wat 'n geestelike en 'n sielsimpak op ons het. Want ek het vir lank geloop en stoei met die ding van Here, maar is dit om Facebook te vas? Is dit 'n vas? Want jou woord sê dis om die mond te sluit. OK? Wie van julle het al op Facebook lekker daar gesit en dan blaai jy so 'n bietjie, hier kom iets op. As jy nou my generasie is, dan gaan met julle eerlik wees, dan staan daar bo aan Psalm 139. I am fearfully and wonderfully made. Dan lê daar 'n meisie so op die strand. Nou dood eerlik met julle. OK, nou dis nie vir my baie goed om te sien nie, as ek met julle eerlik mag wees. Dis nie vir my goed om dit te sien nie. Dis regtig. Lukas 1 vers 47. God will fulfill all the promises he made to her. Bikini. Nee? Dis reg as ek dit sê. Dit is my generasie. Dis nie goed vir my om dit te sien nie. En dis maar net 'n waarskuwing al buite. OK. Dis dit. Instagram. Wie van julle scroll daar? Dan pop jy iets op. Dan dink jy by jouself, kom ek gaan gou weer in. Gaan jy daar aan, dan kyk jy 'n bietjie en dink jy, wiele wat? Dan sit 'n video van dwaalleer. Dis ernstig, dit gebeur ook. Daar's baie dwaaling daar buite. Baie dwaalleer op Instagram, baie dwaalleer op Facebook. Dit staan loodreg in wat die Here se woord eintlik sê. Maar jy kry blootstelling aan daai ding. Wat doen dit eintlik? Dit het 'n impak op jou siel en jou geesdimensie. Dit het. Dis iets wat jy in die vlees doen wat 'n impak het. OK. So, wat probeer ek eintlik vir julle sê? Is dit goed om Facebook en Instagram te vas? Julle is wonderlik. Dis wonderlik. Weet julle hoekom? Want die tyd wat jy dalk sou scroll, nou vas, jy sou eet. So daar is 'n tyd wat jy nie het om te eet nie. Nou sê die Here, ek doen iets anders in die tyd. In die tyd wat jy dalk sou sit en scroll, hoekom maak jy nie die Bybel-app op jou foon oop en scroll 'n bietjie deur die Bybel-app nie? Jy weet TikToks van die duiwel af, laat ek dit net vir julle reguit sê, my opinie. TikTok is uit die put van die hel uit, totaal en al. Ek glo TikTok's besig om ons samelewing tot 'n minder of 'n meerdere mate te verwoes. En ons sal nog die effekte van alles sien. Ek glo dit uit die hel uit. Ek sê dit maar net reguit vir julle. OK, nommer 1 TikTok, laat jou aandag so lank raak. Jy moet mense gesprek gevoer. Nou TikTok is dit. TikTok se effek daarvan. Jou aandag hoef net vir 10 sekondes op die video te wees. Nou, hier is 'n nuwe enetjie, weet? Tip 10. Jy hoef iets te volg, jy hoef iets te redeneer, jy hoef nie jouself te dink nie. Dis net hierdie klein stukkie. So om TikTok te vas is 'n baie goeie ding. Weet jy hoekom? Scroll dan deur die Bybel-app. Maak jou fisiese Bybel oop. Gesels met die ander gelowiges langs jou. En voed jou siel en voed jou gees. Want dit het ook 'n mond. OK. So ek sluit my mond vir die goed wat 'n negatiewe effek op my binnemens het. En wat doen ek? Ek maak my mond oop vir goed wat 'n positiewe impak op die binnemens het. Ek het ophou baie fiksionele boeke lees. Ek's mal oor lees. Ek's mal oor Wilbur Smith se boeke byvoorbeeld gewees. Wie van julle het al van sy boeke gelees? Raak donker, raak lelik. En al begin goed in jou binneste gebeur, vra jy jouself, wat het gebeur? Wel, ek het daai boek gelees.
En daai boek het 'n impak op my gehad. Wat moet ek doen? Ander die boek lees? Nee. Ek sluit my mond vir die boek. Ons TV-programme wat goed in my ontlok. Nee? Is ek reg? Wat moet ek doen? Wel, jy kry binge eating en jy kry binging of series. Dis Engelse terms. OK, nou binge eating, verstaan hom, binge series is, ek sit en kyk vir 'n naweek lank series. OK. Miskien moet ons bietjie ophou binge op die series, ophou binge op die televisieprogram, en dalk my geestelike mond bietjie oopmaak vir God se woord. Dalk kan jy 'n uur vat en hom aanbid. Wanneer laas het ons dit gedoen? Kom ons sit die televisie af en ons sit 'n YouTube video op waar ons die Here aanbid. En maar wag, nou moet ek opstaan. Nou moet ek my hande oplig. Nou moet ek sing. Ag Here, maak dit lekker. En die ding is, dis reg, ons kan ontspan. Ons kan ontspan. Ek probeer myself die vraag vra. Hoe kan ek myself meer geestelik voed? En dis wat die Here van ons vra. So jy kan goeters vas. Jy kan ander goed vas. Jy kan, almal van ons kan dalk koffie vas. Né? OK, dokter van Velden, jy moet my help, né? Jy is die ek's net 'n apteker. Ek ken van die pilletjies, jy ken die liggaam. OK. Ons almal kan iets vas. Jy kan dalk koffie vas, jy kan dalk suiker vas. Julle wat openbaar dit nogal baie vir 'n mens. Dit openbaar eintlik hoe ons siele ingestel is om troos en goed te gaan soek. Nou, ek lewe saam met 3 vrouens. En 2 van hulle is nog klein. Maar as Clarey huil, nou al, en daar kom 'n blokkie sjokolade op die toneel. Nou sy onmiddellik op huil. Onmiddellik. Sy kyk hy sjokolaatjie so, sy vat hom, sy sit hom in haar mond. Weg, trane weg. Weet jy hoe werk dit? Daar's wonderwerke wat hulle in chocolates verrig. OK. Letitia dieselfde. Sy reageer ook gewoonlik goed op 'n sjokolaatjie. En my voorspelling is, ek's baie profeties. Dink Julie gaan ook goed reageer op 'n sjokolaatjie. Dis my voorspelling, ek sien dit kom. Dis 'n grappie wat ek wil maak om vir ons iets te illustreer. Ons vind baie keer ons troos ook vir ons siel in goeters wat nie werklik vir ons troos moet gee nie. Daar's niks fout daarmee nie. Jy kan so nou dan jou oë uithuil. Daar's niks fout daarmee nie. Maar waar vind jy jou troos op die einde van die dag? Waar vind jy jou genesing? Op wat voed jy om dit te kry? Ek dink dis hoekom daar nooit werklik vir mense so baie genesing kom in hulle sielsaspekte nie. Want hulle gaan voed nooit werklik op wat vir hulle gaan genesing gee nie. Dis net my idee. Dis maar wat ek raak sien. OK. So wat is die doel van my boodskap? Die doel van my boodskap is vasgaan oor verootmoediging. Vasgaan oor om jouself te verneder voor die Here. En dis 'n goeie plek om jouself voor die Here te verneder. Kom ek lees dit gou vir ons. Ek dink dit is maar net een van die mees bekendste tekste wat daar is. 1 Petrus 5 sê die volgende. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoof op die regte tyd. Julle, dis 'n goeie ding om jouself aan die Here te verneder. Hoor wat sê vers 5 voor dit. God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Julle, as daar een plek is wat jy nie hoef te bekommer om jouself te verneder nie, is om jouself voor die Here te verneder. En dis 'n plek van veiligheid. So vas is 'n manier wat ons osself gaan verneder voor die Here, waar ons vir hom sê, Here, ek wil verander in my binnemens. Ek wil groei in my binnemens. En dan moet dit na buitentoe gaan. Dan kom daai verandering gaan in ons lewens manifesteer. Vas gaan nie oor om te roem hoe lank jy kan vas nie. Vas gaan nie daaroor om te roem hoe jy vas nie. Vas gaan nie daaroor nie. Jesus bevestig dit vir ons. Gaan lees so lank Matteus 6, julle sal dit sien. Dis nie waaroor die vas gaan nie. Dis nie waaroor die vas gaan nie. Hoe meer ek die Bybel lees, hoe meer besef ek wat ook al julle in die gees doen, is wat saak maak. Hoe meer ek die Bybel lees, is die oomblik as ons begin roem, as ons in groot gevare. Baie groot gevare. Die oomblik as ons onsself begin opblaas en sê, kyk hoe geestelik is ek, dan is jy eintlik nie so geestelik nie, hoor. Hoe meer ek dit lees, hoe meer sien ek dit raak. So as julle weer in die toekoms wil vas,
Mag die woordjie, I humble myself before the Lord. Ek verootmoedig myself voor hom. Here, ek gaan jou soek. As jy wonder of jy Instagram vir 'n tydjie moet afsit, want jy voel mismoedig oor dit as jy daarop was, weet jy wat, dit gaan vir jou goed doen. As jy voel jy moet vir 'n tyd lank die TV afsit, dit gaan jou nie skade doen nie. As jy voel jy moet dalk van die sekere boeke ophou lees, 100%. As jy voel as iets wat in my lewe staan, wat my weghou van die Here af, vas dit. Ons kan enigiets vas. Dit is 'n fisiese daad om 'n impak op die binnemens te hê. En dit moet ons motiveer. Reg deur die Nuwe Testament, reg deur die Ou Testament, waarsku die Here ons konstant. Kom op 'n plek waar jy my soek. Want dis die beste plek waar jy kan wees. Ek sal volgende week bietjie gesels oor die praktiese aspekte daarvan, bietjie gesels oor wat se voordele daarvan. Maar hierdie is die hart agter dit. Begin klein. Vas ontbyt, vas middagete, vas dalk jou peselappies deur die dag. Vas koffie. Vas suiker. Dis reg. Klein begin. Ons almal kan iets kry om te vas. Vas dalk jou selfoon vir 'n tydjie. In die eeu waarin ons lewe, glo ek hierdie goed is van toepassing. Here Jesus, baie dankie vir u goedheid en u liefde, Here. Dankie vir u genade, Here. Dankie vir u woord. Here, dankie dat u vir ons leer dit wat u vir ons gegee het, Here, die tools wat u in ons hand gegee het, dat ons u kan soek en dat ons u mag vind, Here. Dat ons u kan soek en dat ons u mag vind. Here, dankie dat u vir ons in die woord duidelik leer, Here. U is nie bekommerd, u is nie besorgd, Here, soveel oor ons buitemens nie, Here. Maar u is so besorgd oor die binnemens. Here, dat u ons wil laat groei in ons beeld en gelykenis aan u, Here Jesus. Dankie dat u in ons verander, dankie dat u in ons skaaf en skuur, Here. Dankie dat u ons nie los soos wat u ons kry nie, Here, maar dankie dat u konstant besig is om met ons te werk. Dankie daarvoor. Here, my gebed is dat ons werklik ook 'n gemeente sal wees van vas en gebed. Here, dat ons mense sal wees van vas en gebed, Here. En dat ons sal besef, soos ons met u omgang het, deur vas en gebed, Here, hoe ons lewens verander, hoe ons, Here, net meer van u beleef, hoe ons meer van u sien. Here, dankie vir u goedheid, dankie vir u liefde, dankie vir u waarheid. Dankie net dat u ons God is, en dankie dat ons u volk mag wees. Ons eer en ons loof u in Jesus naam. Amen en amen.